Here, dankie dat ons vandag by u voete kan kom sit en kan rus vind by u. Kan weet, u is waar ons kos en ons energie, ons lewe vandaan kry. En dankie Here dat u so naby aan ons is, dat u elke dag saam met ons lewe, dat ons kan weet, ons kan by u kom rus, ons kan saam met u leef, want u het ons lief, en u het 'n plan gemaak, sodat ons deel van u kan word. Here, help ons om te luister vandag, help ons om toe te laat, dat wat u vandag vir ons wil kom sê, wat u woord vir ons kom sê, wat u vir ons leer, dat dit sal posvat in my lewe. Dankie Here vir u liefde en u genade. Amen. Kom ons lees, ons gaan Matteus 13 van vers 1 tot 9 lees, en dan gaan ons 'n bietjie skiep, en dan gaan ons weer aan by vers 18. Dieselfde dag het Jesus van die huis af gegaan en by die see gaan sit. 'n Groot menigte het so om hom gesaamgedrom, dat hy in 'n skuit geklim het en daarin gaan sit het. Maar die mense het almal op die strand bly staan. Hy het hulle baie dinge in gelykenisse vertel en onder andere gesê, 'n saaiër het eendag gaan saai. Met die saai het 'n deel van die saad op die pad geval en die voëls het gekom en dit opgepik. 'n Ander deel daarvan het op klipbanke geval, waar daar nie baie grond was nie, en dit het gou opgekom omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son warm word, is dit verskroei, en omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 'n Ander deel het tussen die onkruid geval, en die onkruid het opgekom en dit laat verstik. Die ander saad het in goeie grond geval en 'n oes gelewer. Party 100voudig, ander 60voudig en ander 30voudig. Wie ore het, moet luister. Dan gaan ons bietjie aan na vers 18 toe. Luister julle dan na wat die gelykenis van die saaiër beteken. Die bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor, maar dit nie verstaan nie, en vat dan weg wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie daar op die pad gesaai is. Die man weer by wie daar op die klipbanke gesaai is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem. Hy laat dit egter nie by hom wortel skiet nie, en hy hou nie lank uit nie. As hy ter wille van die woord verdruk of vervolg word hy gou afvallig. Die man by wie daar tussen die onkruid gesaai is hy wat die woord hoor, maar die bekommernis van die lewe en die verleidelikheid van rykdom verstik die woord en het bly sonder vrug. Die man by wie daar op goeie grond gesaai is hy wat die woord hoor en dit verstaan. Hy dra inderdaad vrug en lewer 'n oes, soms 100voudig, soms 60voudig en soms 30voudig. Ons lees tot sover. Wie ore het, moet luister. Dit is vir my so treffende ding om te sê. Wie ore het, moet luister. En Jesus herhaal dit nog eens 'n paar keer wanneer hy met mense praat. Wie ore het, moet luister. So Jesus staan voor hierdie mense en hy verduidelik vir hulle en hy vertel vir hulle 'n gelykenis. Maar baie keer is ons 'n bietjie soos kinders, nê? Een oor in, ander oor uit, nê? En as ons nie iets wil hoor nie, dan luister ons glad nie, dan verstaan ons glad nie. Selektiewe gehoor, nê? As dit nie lekker is om gehoor nie, as dit iets is wat moeilik is, dan wil ons dit nie hoor nie. Ons hoor dit, maar ons hoor dit ook nie, nê? Ons doen niks daaromtrent nie. En Jesus kom en hy kom sê, hierdie gelykenis wat ek nou vir julle wil kom vertel het, is baie belangrik. Hoor wat ek vandag vir julle sê. Laat toe dat wat ek met julle deel, julle harte verander. Diep wortels skiet binne in jou hart in, en laat dit daar gaan vassit.
Want dit is iets wat jou gaan dra, wat jou gaan sterk maak. En wat jou gaan help wanneer daar hindernisse in die lewe kom, om vas te staan. Om nie op te gee nie. Om nie toe te laat dat die lewe jou identiteit uitdruk en dat dit wat ek vandag vir jou kom sê niks beteken nie. Laat toe dat dit jou lewe kom verander. My teenwoordigheid verander jou lewe. So ek bring hier die goeie nuus, sê Jesus. En hy sê luister, 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 luister. So hy vertel hierdie gelykenisse waar duisende mense rondom hom is. Niemand kan hom sien nie, so hy klim later in 'n boot, dat mense net kan sien en kan hoor, en dat hy net so 'n bietjie op 'n afstand is. En so, hierdie duisende mense rondom hom, en hy vertel vir hulle gelykenis, maar net so waar soos wat dit vir hierdie klomp mense rondom hom is, so waar is dit ook vir sy disippels. Want dit is nogal streffend, vir my, ten spyte van die feit, dat hierdie disippels van Jesus so naby aan hom leef, is hierdie gelykenis vir hulle ook so waar. Want nie almal van hulle aanvaar Jesus se redding nie. Nie almal van hulle laat dit wat hy kom sê vir hulle wortel skiet in hulle harte nie. So as mense nou praat oor die gelykenis, wat dit beteken, gaan dit die eerste ding wat Jesus sê, gaan oor wat dit op die saad wat op die pad val, daar is niks grond nie, dit kan nie wortel skiet nie, dit kan nie groei nie, die voëls kom pik dit op. Hy sê, die bose steel maklik, want die bose weet hoe kragtig Jesus se redding in 'n mens se lewe is. Hoe groot impak dit op iemand se lewe kan hê, as dit wortel skiet, as dit deel word van jou lewe, dan is dit moeilik om hulle weg te kry van God af. So, as dit nog vlak is, dan probeer die bose jou geloof steel. Want hy weet, en hy wil nie hê, ons moet naby aan God kom nie, dis juist presies wat hy probeer doen, is om ons te verwyder van God af, nee? Dan party saad val op klip, dis die vlakke, die klipgrond, die grond is vlak, so die wortels is nie diep nie, so die eerste wind wat oor die plant waai, so hy groei vinnig en hy kom vinnig op, want hy kon nie kans kry om ordentlik wortel te skiet nie, en die eerste wind of die son verskroei dit, en hy is nie sterk genoeg om te weerstaan nie, is mense wat maklik afvallig raak, mense wat wat as jy die kleinste bietjie teenstand kry in die lewe, dan is dit soos, ag nee, hierdie is nie vir my nie, ek beweeg aan, ek wil iets anders doen, ek hou nie hiervan nie. Dan party saad val tussen die onkruid, die saad kom op, maar dit kan nie bo die gemors uitkom nie, dit versmoor, en die lewe is baie keer moeilik, en dis, as Jesus dit verduidelik, dan sê hy, baie keer is die lewe so moeilik, en mense het so baie probleme, en dit word so oorvul met moeilikheid, dat dit jou eintlik versmoor. Dit maak dat jy nie kan voluit lewe nie, dit maak dat jy nie bo kan uitkom en vrugte kan dra nie, en dit maak dat jy op die eind sukkel om jou geloof te behou. Nee, die druk van die lewe is moeilik. En dan is daar die saad wat in goeie grond val. En dis waar die saad ordentlik kan posvat, ordentlik kan wortel skiet, in ons harte deel word van ons lewe, sterk word, ons identiteit vorm, en as daar dan teenstand in die lewe kom, dan weet ons, maar ek is gewortel in God, en ja, baie keer gaan ek val, baie keer gaan ek van my blare verloor, baie keer gaan ek sukkel, maar dis, as wortels diep is, maak nie saak of 'n hele boom afgekap word nie, as daai wortels nog in die grond is, kan jy sien, daar spruit weer nuwe lewe. Die boom is nie dood nie, hy is ook af, maar hy begin weer oor, hy staan weer op. En dis wat Jesus sê, ons moet doen is, dat ons geloof so gewortel is in ons harte, so deel word van ons harte, dat selfs al maak die lewe met ons nie reg nie, en ons val heeltemal om, ons weet nie hoe om op te staan nie, kan ons weer opstaan, want ons is gewortel en gevestig in Christus. En hierdie is wonderlik, is so mooi gelykenis. Maar ek wonder, as mens hierdie gelykenis
lees, is die vraag wat ek so bietjie gevra het, toe ek voorbereiding gedoen het, was, hoe kry ons dan dit reg, dat God se saad wortel skiet in my lewe? Want dit is so amper onmoontlik. Soos wat is die kans dat my lewe so reg is in hierdie verskriklike die mekaar lewe, dat ek toelaat dat hierdie wortel skiet in my lewe? Wat is die kans? Dit is eintlik so bietjie, dit voel so bietjie onmoontlik, dat dit per ongeluk op die regte tyd op die regte plek val. En dit laat my dink dat in die eerste plek laat dit my besef wat 'n voorreg dit is dat ons kan glo, nee? Dat ons hierdie geskenk wat God vir ons almal kom gee het, dat ons 'n deel maak van ons lewe. Dat ons toelaat dat dit wortel skiet in my lewe, dat dit my lewe kom verander, en dat ek vas staan, dat ek 'n deel maak, dat nie deel maak nie, dat dit my identiteit word, is so groot voorreg. Dit is 'n geskenk van God. God wat jou kom raak sien. So dis nie 'n reg om gered te word noodwendig deur God nie. Dit is 'n voorreg. Die enigste reg wat ons het, is die feit dat ons veroordeel moet word en dat ons moet betaal vir ons sondes, dat ons eintlik in essensie moet sterf vir ons sondes. En God kom sê, maar ek weet jy is skuldig, maar ek het 'n plan gemaak dat jy by my kan uitkom, dat jou identiteit in my gevestig kan word. Dit is 'n voorreg om hierdie ongeverdiende geskenk wat God vir ons kon gee het, kan hê, dat ons toelaat dat dit deel word van my lewe. En laat my so dink aan hoe groot voorreg dit is, dat ons kinders in Christelike huise kan grootmaak, dat ons kinders die voorreg het, dat hulle grond voorberei kan word, van kleins af, om hierdie geloof te kan aanneem, om hierdie identiteit te kan aanvaar. Vir ouers, om 'n voorbeeld vir hulle kinders te kan gee, van hoe dit lyk, as God se liefde wortel geskiet het in my lewe. Hulle kan dit sien elke dag. Hulle kan dit beleef, en hulle kan dit deel maak van hulle lewe. So groot om te besef hoe groot ons taak as ouers is, om vir hulle ook daai voorbeeld te gee. Want almal het nie daai voorbeeld nie. Almal word nie so grond, as mens dit nou so weer spreekwoordelik kan sê, word nie so goed voorberei nie. Ons het 'n voorreg en 'n taak om ons kinders by God te kan uitkry, sodat hulle lewe kan wortel skiet in God. Dis een van die grootste geskenke wat ons vir ons kinders kan gee, nee? Is daai voorbeeld wat ons vir hulle stel. Nie noodwendig 'n perfekte voorbeeld nie, maar van iemand wat opreg by God se voete sit. Selfs al is die lewe moeilik. So, die vraag is dan, hoe berei ons hierdie grond voor? Hoe help ons mense om op 'n punt te kan kom, dat hulle geloof kan aanneem, dat hulle identiteit gevestig kan word op Christus, in Christus? Want ons kan nie net vir mense, ons vertel hulle van Jesus, maar wat dan? Dan moet ons 'n pad stap met mense, nee? En mense help, sodat ons van die onkruid ontslae kan raak, sodat ons op 'n punt kan kom wat ons ontvanklik kan wees vir die Here. En dis deel van ons roeping as gemeente. Dit sluit vir my so mooi aan by waarmee ons besig is. Ons tema hierdie jaar is ons missie as gemeente, nee? Ons het in die eerste kwartaal ons bietjie gepraat oor wie is God en wie is ons? Wie is ek? Waarin is my geloof gevestig, my identiteit in Christus? Ons is geroep om kinders van God te wees.
tweede kwartaal het ons bietjie gefokus oor hoe gee ons om vir mekaar? Hoe is ons nou hierdie identiteit binne in 'n gemeente? En om van die tweede kwartaal af na die derde kwartaal toe te gaan, waar ons bietjie fokus na buite. Okay, so ons weet nou wie ons is, ons weet hoe om vir mekaar om te gee, daar te wees vir mekaar, hoe om ons mekaar moet hanteer. Wat doen ons nou met dit? Hoe gaan ons uit en gaan leef ons hierdie? So aan die een kant, hoe bring ons die koninkryk in die wêreld? Hoe maak ons die koninkryk sigbaar in die wêreld? En dit is vir my so mooi, want as God sê in 1 Johannes 4, hoe word God se koninkryk sigbaar, is dit wanneer ons lief is vir mekaar. Met ander woorde, die voorbeeld wat ons as gemeente, as familie in Christus stel binne in die wêreld, hier waar God ons geplaas is, maak 'n verskil in die wêreld, want hulle sien iets van God se liefde wat sigbaar word in die wêreld. So as ons omgee vir mekaar, as ons daar is vir mekaar, as ons mekaar help en mekaar ondersteun, dan sê dit iets van wat anders kan wees in hierdie wêreld. Ons is lief vir mekaar en ons gee werklik om vir mekaar en dit skep die voorbeeld. En dan die vraag is, as ons uitgaan in die wêreld en ons gaan leef hierdie liefde, hierdie geworteldheid van Christus in die wêreld, hoe lyk dit? Maak ons die lewe of maak ons dit vir iemand om tot geloof te kom moeiliker of makliker? Wat doen my voorbeeld in mense se lewe, in mense se harte? Maak ek dit makliker vir iemand om te glo in Jesus? As hulle na my kyk en hulle sien hoe ek leef en hulle sien hoe ek optree, hoe ek is en wat my identiteit is, trek ek hulle nader of stoot ek hulle weg? Sê hulle, ek wil met hierdie niks te doen hê nie, want hierdie maak seer, of sê hulle, wow, dit kan soveel anders wees. Ons voorbeeld en hoe ons leef kom uit in wat in ons harte aangaan. Het jy toegelaat dat God wortel geskiet het in ons lewe, in jou hart? En dit beteken nie ons moet perfekte mense wees nie, want niemand van ons is perfek nie. Dit is totaal en onmoontlik. Ons maak foute, ons doen goed verkeerd. Maar dit gaan nie oor perfektheid nie. Dit gaan meer oor hoe jy opstaan as jy geval het. As mense kan sien dat jy God vertrou ten spyte van die feit dat alles onmoontlik lyk. As hulle sien hoe jy opreg jammer kan sê as jy verkeerd was. Opreg lief kan hê ten spyte van. So ons as gemeente, as kinders van God word geroep om 'n lig te wees in 'n donker omgewing, om vir mense te help om te weet, dit is moontlik. Selfs al lyk dit onmoontlik, dit is moontlik, want God doen die oortuigwerk. Dis nie ons kan nie mense oortuig nie, want daar's soveel dinge wat pla, maar God kom en hy sê, hy doen die oortuigwerk, dis hy wat die wonderwerke doen, dis hy wat mense na hom toe trek. Ons is daar om die grond voor te berei, om 'n voorbeeld te wees, om saam met God te werk, om bewus te raak van waar God besig is in die wêreld, en te sê, Here, hier is ek, gebruik my, help my, om hierdie liefde wat U vir my kom gee het, dat dit aansteek in die wêreld. Mag dit opreg wees. En mag dit wat binne in my hart aangaan, mag dit sigbaar word in my lewe. So ek wil jou uitnooi vandag, as gebed. Kom ons maak ons oë toe.
Het jy al toegelaat dat Jesus wortel skiet in jou hart? As jy nie het nie, sê die Here vir jou, ek is hier my kind. En as hy sê, hoe kom ons tot geloof? Dan sê Jesus, as ons met ons hart glo en met ons mond bely, is jy sy kind. Is jy gered. So ek wil jou uitnooi. As jy nog nie vir die Here gesê het, as jy nog nie toegelaat het, dat hy jou hart kom verander het nie, sê vir hom, Here, hier is ek. Here, gebruik my. Here, verander my. Skiet wortel in my. En mag ek gevestig raak in wie U is, in die liefde wat U vir my kom gee het. En as jy al ja gesê het, en as jy al toegelaat het, dat God wortel skiet in jou lewe, hoe lyk jou voorbeeld na buite? Is jou hoop in Christus sigbaar as jy leef in die wêreld? En dit beteken nie ons moet nou 'n klomp goed gaan sê maar dit wat binne in jou hart gebeur, kom natuurlik deur. Laat jy toe dat dit sigbaar word in die wêreld. Waartoe roep die Here jou? Dankie Here, dat ek U mag ken, en dat U saam met my pad stap, en dat U my so lief het. Amen.